Spanwerk verwys na samewerking met ander om spesifieke doelwitte te bereik. Suksesvolle spanne kommunikeer gereeld en openlik met mekaar om die algehele sukses van die span en die besigheid te verseker. Spanwerk stel besighede in staat om hul besigheidsdoelwitte te bereik, wat ooreenstem met die visie, missie en doel van die besigheid. Die voordele van spanwerk sluit in: spanlede leer van mekaar en groei saam. Werknemers kry meer beheer, verantwoordelikheid en aanspreeklikheid oor hul take. Die algehele verbetering van prestasie, omdat spanlede mekaar ondersteun, wat produktiwiteit in die werkplek verhoog. Besighede speel 'n belangrike rol in die skep van omgewings wat effektiewe spanwerk moontlik maak, deur vestiging van 'n positiewe en opbouende spankultuur, om elke werknemer se idees as waardevol te beskou, en om duidelik en spesifiek te wees wanneer jy kommunikeer om verwarring te voorkom. Al hierdie faktore help om 'n span se moraal te versterk. Die vlakke in 'n onderneming se hiërargie verwys na die vlakke van 'n ketting van bevel en werknemerbenamings. 'n Hiërargie kan bestaan uit topvlakbestuur, soos die hub, middelvlakbestuur, soos die hoofbestuurder, en laervlak eerstelynbestuur, soos 'n toesighouer. Interpersoonlike verhoudings in die werkplek verwys na die assosiasies tussen individue wat saamwerk. Die kwaliteit van interpersoonlike verhoudings het 'n impak op die produktiwiteit van spanne. Die verskillende tipes interpersoonlike verhoudings wat binne 'n werkplek bestaan, sluit in portuïerverhoudings tussen werknemers op dieselfde vlak, groepverhoudings tussen lede van 'n span of groep, gesagsverhoudings tussen bestuurders en ondergeskiktes, eksterne verhoudings met mense buite die besigheid. Daar is verskeie faktore wat spanverhoudings beïnvloed. Dit sluit in vooroordeel, diskriminasie, diversiteit, oortuigings, billikheid. Vooroordeel is 'n negatiewe houding teenoor individue wat anders is, gebaseer op die sosiale groep waaraan hulle behoort. Diskriminasie verwys na negatiewe optrede en behandeling van mense weens hul geslag, ras, godsdiens, kultuur of seksuele oriëntasie. Diversiteit verwys na die praktyk om mense van 'n verskeidenheid verskillende sosiale en etniese agtergronde by die werkplek in te sluit. Oortuigings verwys na die oortuigings wat ons aanvaar om waar te wees, wat ons denke en houdings beïnvloed. Billikheid verwys daarna om regverdig en onpartydig te wees en behels die verskaffing van gelyke geleenthede aan alle werknemers in die werkplek. Om empatie te hê is 'n sleutelvaardigheid wat werknemers moet besit om gesonde interpersoonlike verhoudings te bou. 'n Sterk span sal terugbons na af en toe se onenigheid, omdat hulle empaties teenoor mekaar is en dit geniet om saam te werk. Besighede kan die faktore wat spanverhouding beïnvloed aanspreek deur goeie spanwerk te beloon en foute te beskou as geleenthede om te leer en te groei. Die kriteria vir die suksesvolle prestasie van 'n span sluit in interpersoonlike houdings en gedrag, gedeelde waardes en wederwysige respek, kommunikasie en samewerking. Interpersoonlike houdings en gedrag verwys na spanlede wat passievol werk en mekaar aanmoedig om gemeenskaplike doelwitte te bereik. Gedeelde waardes en wederwysige respek is wanneer spanlede mekaar respekteer ten spyte van hul verskille en die ervaring en kundigheid van ander spanlede erken. Kommunikasie verwys na die ontwikkeling van prosedures wat spanlede in staat stel om hul rolle in 'n span te verstaan. Dit behels ook die gee van konstruktiewe terugvoer en oop besprekings tussen spanlede wat die moraal van die span verbeter. Samewerking verwys na die bereidwilligheid van die span om as 'n eenheid saam te werk om spandoelwitte en doelstellings na te streef en te bereik. Samewerking vereis dat alle spanlede aan besluitneming deelneem.